Het jy al ooit 'n dag gehad waar alles net wonderlik is? En dan, sommer so, poef, verander alles en dis 'n groot gemors. Wel, dis presies wat met God se mense in die storie van Ester gebeur het. Kom ons kyk saam hoe een oomblik, een besluit, alles kom verander het. Ja, 'n klein woordjie soos nee kan soms 'n reuse probleem veroorsaak. In vandag se storie gaan ons sien hoe een man se dapper nee die allergrootste moeilikheid laat begin het. Goed, so heel aan die begin van ons storie lyk alles soos 'n sprokie. 'n Meisie met die naam Ester, wat 'n Jood was, het die nuwe koningin geword. Hoe cool is dit? En haar neefie, Mordekai, wat haar grootgemaak het, was 'n regte held. Alles was kalm en rustig, maar toe, soos in alle goeie stories, verskyn daar 'n skurk op die toneel. En hier is hy. Die koning besluit toe om 'n man met die naam Haman 'n baie belangrike werk te gee. Sommer so, oornag, was Haman die nommer 2 baas in die hele koninkryk. Net die koning was bo hom en Haman, hy het gedink hy's die beste ding sedert gesnyde brood. Hy was so trots op homself. So, omdat Haman nou so groot meneer was, het die koning 'n splinternuwe reël gemaak. Die bevel was, almal, en ek bedoel, almal moet op hulle knieë gaan en voor Haman buig as hy verbykom. En net so het al die koning se werkers dit gedoen. As Haman in die straat afgestap kom, het almal plat op die grond gaan lê. Reg, so kan jy jou dit indink. 'n Hele stad wat buig. Maar wag 'n bietjie. Daar was een persoon wat nie gebuig het nie, net een. En daai een man, dit was natuurlik Mordegai. Kyk net hier hoe verskillend hierdie twee mans was. Aan die een kant het ons vir Haman, die koning se nommer 2. Hy is vol trots en woede en hy wil die almal moet vir hom aanbid asof hy 'n god is. En dan, aan die ander kant, is daar Mordegai, 'n getroue Joodse man met 'n hart vol moed en geloof. Hy het een baie belangrike reël gehad. Hy buig net voor die Here God. Nou jy wonder seker, hoekom het Mordegai nie maar net vinnig gebuig nie? Sou dit nie makliker wees nie? Dit was regtig 'n gevaarlike ding wat hy gedoen het. Die ander mense wat saam met hom gewerk het dit glad nie verstaan nie. Hulle het elke dag vir hom gevra, "Mordegai, hoekom doen jy dit? Jy soek mos vir moeilikheid." Maar nee, Mordekai was nie net hardkoppig nie. Hy het baie goeie redes gehad. Nommer 1, Haman se familie was al vir honderde jare lank vyande van God se volk. Dis 'n lang ou storie van moeilikheid. Nommer 2, en dis die heel belangrikste, Mordekai het geweet hy mag net vir God aanbid, nie 'n mens nie. Maak nie saak hoe belangrik hy is nie. En nommer 3, hy het gekies om te doen wat reg is, al was dit die moeilike en gevaarlike ding om te doen. So, toe Haman hoor daar's 'n ou wat nie vir hom wil buig nie, wat dink jy het hy gedoen? Het hy sy skous opgetrek en aangegaan? Glad nie. Sy woede het begin kook en borrel en dit het in iets vreesliks en boos verander. Hy was nie net kwaad nie. Hy was woedend, rasend. Dit was asof iemand 'n groot ballon van trots binne in hom opgeblaas het en Mordegai het dit met 'n speld kom steek. Sy woede het soos 'n vulkaan uitgebars. En dink bietjie daaroor. Al daardie woede, al daardie drama, oor net een man, net een ou wat nie wou buig nie. Dis soos om jou hele kamer om te gooi omdat een van jou Lego blokkies weg is. Sy reaksie was heeltemal te groot. So, omdat hy so kwaad was vir een man, het Haman besluit, hy gaan nie net vir Mordegai straf nie. Nee, dis te klein. Hy gaan almal straf. Hy het 'n aaklige bose plan gemaak om ontslae te raak van al Mordegai se mense. Elke liewe Jood in die hele koninkryk, mans, vrouens en selfs die kinders. Nou vir so 'n groot bose plan het Haman natuurlik die koning se hulp nodig gehad. So hy is reguit na die paleis toe, gereed om 'n paar leuns te vertel. En hy was baie slinks. Hy het nie vir die koning die waarheid vertel nie. Hy het vir hom 'n storie vertel. O koning, hier is 'n groep mense in ons land, hulle is anders as almal. Hulle het hulle eie reëls en hulle luister nie na die koning se wette nie. Sien jy hoe slim hy was? Hy het nie eers gesê dis die Jode nie. Hy het hulle net soos moeilikheidmakers laat klink. En die koning, het hy vrae gevra? Het hy gesê, "Wag, van wie praat jy?" Nee, hy het nie eers mooi gedink nie. Hy het sommer net sy spesiale koningsring van sy vinger afgehaal en dit vir Haman gegee. Nou daardie ring was super belangrik. Dit was soos die koning se amptelike stempel. Enige iets wat met daai ring geseël is, was die wet. En Haman het dit nou gehad. Goed so, Haman het die koning se toestemming, maar nou moet hy 'n dag kies vir sy aaklige plan. So wat doen hy? Hy gooi die poer. Dis maar net 'n ou woord vir 'n dobbelsteen. Hulle het dit gegooi om 'n gelukkige dag te kies, amper soos om te rock, paper, scissors, om te besluit wie eers te gaan. En toe hulle die puur gooi, toe val dit op 'n dag wat nog
11 maande in die toekoms was. Dis amper 'n hele jaar. Nou Haman het seker gedink dis net slegte geluk. Maar hier is die geheime plan binne in die storie. Daai lang wag was nie toevallig nie. Dit was God wat vir sy mense 'n geskenk gegee het, die geskenk van tyd. Tyd om 'n plan te maak en gered te word. En so is die bose wet amptelik gemaak. Boodskappers op vinnige perde het deur die hele koninkryk gejaag met die verskriklike nuus. Op een spesifieke dag, die 13de dag van die 12de maand, was dit wettig om al die Jode dood te maak en alles te vat wat hulle het. Kan jy jou indink hoe bang die mense was? En kyk net na die verskil aan die einde van daardie dag. Binne in die paleis het die koning en Haman en nou partytjie. Hulle drink en is vrolik oor die plan wat hulle gemaak het. Maar buite in die stad was almal deurmekaar en vreesbevange. Die hele stad was in chaos gedompel. So, hier is waar ons nou is. Daar's 'n bose plan, 'n supermagtige vyand en 'n wet wat sê die koning se reëls kan nie verander word nie. Hoe op aarde kan enige iemand hier uitkom? Dit voel regtig asof alles en almal verlore is. Maar is dit regtig die einde? Of is daar dalk nog 'n klein bietjie hoop?